Goeiemorgen, dit is vrijdagochtend, die 9de Mei 2025 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Vanoggend wil ek net julle aandag daarop vestig dat SBB se 4x4 klub dan nou ook gedurende die Junie skool vakansie vanaf 28 Junie tot 16 Julie 'n toer deur Namibië doen, waar ons lede onder andere gaan besoek wat daar is, maar ons gaan selfdertyd 'n bietjie vakansie hou ook in die proses en werwing doen, sigbaar wees en alles wat daarmee gepaard gaan. Ons reis dan ook na verskeie plekke. Ons gaan onder andere na die Etosha panne. Ons gaan by Tsumeb verby, ons gaan by die Spitskoppe en Guaniakontes en ons gaan dan Henties Baai, Swakopmund, Walvis Baai, waar ons onder andere bootrit in die hawe beplan, sowel as uitstappies om quads te gaan ry en bietjie in die duine te speel met die voertuie en dan ook oor 6 riem met Sossusvlei waar daar pragtige reën verjaar geval het, eintlik in die hele Namibië, maar Sossusvlei is bekend daarvoor dat die water wat daar inloop, die rivier wat daar doodloop in die woestyn, lei tot 'n blommepragt wanneer daardie vlei vol water raak. Ons gaan dan ook afbeweeg na Loederitz en van Loederitz af oor Keetmanshoop en dan terug na Suid-Afrika. So enige iemand wat graag sal wil saamtoer, kontak asseblief vir u stel by ons kantoor en bespreek jou plek en maak seker jy kan saamgaan. Onthou, ons kan net 'n beperkte hoeveelhede voertuie in sodanige konvooi wees, maar as jy wil saamgaan, moet jy vinnig spring. Daar gaan lekker geleenthede om die kampvuur wees, om te gesels oor die ou dae, om dit so uit te druk, daar ook gesprekke oor die uitdagings wat ons in die gesig staar, en dit alles saam met, terwyl ons werk, ook lekker ontspannend te wees. En ja, so kontak net vir jy stel dan by die kantoor as jy wil saamgaan. Dan is die volgende groot nuus natuurlik nou wat aan die gebeur is Operation Sindoor wat Indië het vir Pakistan aangeval as 'n weerwaakaanval omdat daar 'n terroriste aanval, soos hulle dit noem, in Pahalgam was. En Pakistan het natuurlik gereageer en 'n klomp missiele teruggestuur. En die eerste en aanvanklike aanvalle vanaf Indië se kant op Pakistan het dan deur middel van vliegtuie plaasgevind en daar is self berigte van ten minste een Indiese Rafale vliegtuig van Franse oorsprong in die proses ook afgeskiet is. Dan, dis 'n situasie wat baie vinnig daar eskaleer en in Lahore het Indië beweer dat hulle het die lugverdedigingsstelsel van Pakistan daar vernietig en daar het verskeie missiele en drones is gebruik om naby aan die lughawe te val. Daar het selfs een missiel redelik naby aan die Rawalpindi stadion, cricketstadion in Lahore geval, waar daar juis gisteraand 'n internasionale wedstryd moes plaasvind. Ek kan my indink dat daar inderhaas planne gemaak moes word dat die wedstryd geskuif sal word en dit is wat ek tot dusver het en of hy daar plaasgevind het, weet ek nie op hierdie stadium nie. Nou, Pakistan het weerwaak beloof, so dis nou 'n kwessie van die een loodse aanval, dan die volgende een, dan die volgende een, en ek dink dis 'n kwessie van tyd totdat hulle voluit aan mekaar spring met alles wat hulle het, grondmagte ingesluit. Pakistan ervaar egter 'n groot uitdaging, 'n groot tekort aan ammunisie, want hulle het al hulle 155 mm geskit, het hulle
natuurlik oorgestuur na Oekraïne as gevolg van westerse druk om by te dra tot die oorlogspoging in Oekraïne. Gevolglik is hulle ver te kort van sterkte af, het hulle nie die nodige ammunisie wat hulle gaan benodig om in sodanige grootskaalse konflik betrokke te raak nie. Die uitdagende deel van hierdie konflik in Indië is egter die feit dat beide Indië en Pakistan beskik oor kernwapens. En as ons hoor hoe die Pakistanis nou sê, hulle gaan nie toelaat dat Indië hulle verrenneweer nie en dat hulle definitief weerwraak sal uitoefen, kan 'n mens verwag, of ons hoop nie so nie, maar kan 'n mens enigiets te wag te wees, al is dit selfs 'n atoomwapen, 'n taktiese atoomwapen wat afgevuur sal word. Wat die invloed daar van hierdie oorlog op die wêreld gaan hê, sal ons moet wag en kyk. Dis op die grense met China. China gaan dit ook nie verdra nie. Ons weet dat beide Indië en Pakistan het vir Rusland genader om as 'n onderhandelaar op te tree om vrede tussen die twee lande te bewerkstellig. Ons kan hoop dat dit het 'n positiewe uitslag. Nou, dit is so dat dit is nou nie die eerste keer dat Indië en Pakistan spanning ervaar tussen die twee nie, en dit gaan oor die betwiste stukkie grond daar in die middel. Maar Operasie Sindoor, wat nou daarop gemik is van Indië se kant om die terroristegroepe te vernietig, en hulle het aanvanklik beweer dat hulle net van hierdie terroriste basisse aangeval het en dat hulle verskeie van die leiersgroepe in die prosesse dan ook uitgewis het. Ek verwag 'n eskalasie, maar in die algehele prentjie van die wêreld sien ek dat die wêreld ook nou die moontlikheid van oorgang na 'n wêreldoorlog dus hiermee saam ook 'n trekkie vorentoe geneem het. Nou, dis te vroeg om te sê watter rigting hierdie oorlog of hierdie gevegte besig is om te beweeg. Ons het 'n paar dae tyd nodig om behoorlik te kan ontleed wat is werklik aan die gang en waarheen is alles aan die afstuur. So, dis 'n kwessie van tyd, is nog spanning in die wêreld, boop die oorlog in die Midde-Ooste en dan natuurlik die oorlog in Oekraïne en Rusland. Dit terwyl die hele wêreld by die dag meer onstabiel begin raak en hoe ons ook ons eie land se onstabiliteit toenemend ervaar. Ons moet onsself voorberei vir die ergste. En as dit nie gebeur nie, moet ons dankbaar wees. Maar as die wêreld in 'n oorlog ingaan, soos ek al baie gesê het, sal Suid-Afrika waarskynlik in uiterste geweld verval, want dit gaan 'n geleentheid wees wat baie gaan raak sien, om hulle eie politieke aspirasies te bevredig, deur dan te reageer of op te tree. En dit sal intern begin, dit sal waarskynlik begin tussen die verskillende groeperinge, die Xhosa, Zulus en ook as xenofobia sal toeneem, uitbreek en uiteindelik sal dit na almal toe oorspoel. So ons moet onsself baie definitief voorberei daarvoor en gereed wees die dag wanneer dit wel gebeur. As ons kyk hoe konflik in die wêreld oor die afgelope 3 jaar toegeneem het en selfs die afgelope paar maande toegeneem het, dan moet ons aanvaar dat ons by die dag nader en nader aan 'n onomkeerbare situasie beweeg. En dis die situasie waar ons in die posisie geplaas gaan word, waar ons nie 'n keuse gaan hê, anders as om na ons eie veiligheid om te sien nie dat ons dit wil doen nie, maar omdat ons genoodsaak word om dit te doen. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek gesels dan maandagoggend
weer met julle dieselfde tyd, gewone tyd op die lig. Mooi loop.